Maar net soos ons daar sit, kom ons raak rustig. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou soos ek gesê het, vanoggend se gedeelte kom uit 2 Kronieke 32. Die van julle wat reeds al geblaai het vanaf vers 24 tot en met 33, en dit gaan oor Hiskia, een van die konings van Juda. Maar net soos jy daar sit, kom ons maak ons oë toe. Here, U is wonderbaar. Here, as ek sien en berigte lees die afgelope tyd van wat daarbo aan die ontwikkel is, die week wat ek vroeër Jesegiel 38 en 39 gelees het, dan beleef ons, Here, dat soos Paulus geskryf het, Maranatha, kom Here Jesus. Dat ons as die kerk se oë sal oop wees, as dit half toe is, ons oë sal oopgaan. Dat ons sal verstaan en besef wat daar aan die buitekant aan die gebeur is, en dat ons lewens ooreenkomstig U wil sal meer en meer sal inrig. Dankie daarvoor, dankie vir U woord, wat vir ons ook vertel van al hierdie dinge. Maar ek bid, Here, vanoggend spesifiek vir die gedeelte, Here, dat U vir ons sal seën, dat U vir ons elkeen tegemoet sal kom in die woord, deur U Gees, Here, hy wat die dinge aan ons openbaar, hy wat die dinge vir ons oopmaak, en ek wil vra, Here, dat U selfs hulle wat ook luister, sal seën en bedien met U kosbare woord, in Jesus naam, amen. Ek lees daar vanaf vers 24. Die tyd het Hiskia ernstig siek geword. Hy het tot die Here gebid, en die Here het met hom gepraat en met hom 'n wonder laat gebeur. Hiskia het egter nie dankbaarheid betoon vir die weldaad nie. Hy het ingenome geword met homself, en dit het die toorn van die Here oor hom en oor Juda en Jerusalem gebring. Hy en die inwoners van Jerusalem het egter berou gekry oor die selfingenomendheid, en die toorn van die Here het toe nie in die tyd van Hiskia oor hulle gekom nie. Hiskia was ryk en het groot aansien geniet. Hy het vir hom skatkamers laat bou vir silwer, goud, edelstene, kosbare krye, skilde en allerlei waardevolle goed. Hy het opslagplekke laat bou vir die koring, die wyn en olie wat aan hom gelewer is, en krale en stalle vir sy beeste en kleinveekudders. Hy het vir hom stede laat bou en het groot troppe kleinvee en groot vee gehad. God het hom 'n baie groot persoonlike besit laat opbou. Dit was Hiskia wat die boonste uitloop van die Gihonfontein afgesny en die water reguit na die westekant van die Dawidstad toe gelei het. Hy was voorspoedig met alles wat hy gedoen het, maar toe die regeerders van Babel woordvoerders na hom toe gestuur het om navraag te doen oor die wonder wat in sy land gebeur het, het God hom verlaat. Dit was om hom te toets en hom sy eie hart te laat ken. Die ander verhale oor Hiskia en sy troue optrede is opgeteken in die gesig van die profeet Jesaja, seun van Amos, in die boek van die konings van Juda en Israel. Hiskia is oorlede en hy is begrawe teen die skynste waar die grafte van die nakomelinge van Dawid is. Die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het aan hom eer bewys met sy dood. Sy seun Manasse het hom as koning opgevolg, net tot sover. Ons lees daar
in vers 31, dit was, ons lees daar, God het hom verlaat, dit was om hom te toets, en hom sy eie hart te laat ken. En dit is dan ook nou vanoggend die tema. Wie was Hiskia? Volgens 2 Kronieke 29 vers 1 en 2 lees ons 'n paar dinge van Hiskia. Hy was een van die laaste konings van Juda gewees, die Suidryk. Ek dink julle ken die geskiedenis van die Noord en die Suidryk, ek weet nie, maar in die dae van Salomo, toe Salomo afvallig geword het van die Here, nadat die Here vir Salomo eer, rykdom en mag gegee het, het hy afvallig geword, as gevolg van die vroue wat hy gehad het. Meeste van hulle was heidense vroue gewees, en na dit het die Here Israel gestraf, en het die Here die 10 stamme van Israel, dit was die Noordryk, aan Rehabeam gegee, en die Suidryk aan Jerobeam, en Rehabeam, sy seun, Salomo se seun, het die 2 stamme gekry, wat dan Juda en Benjamin was. Maar dit is waar die Noord en die Suidryk vandaan gekom het. So ons is nou in hierdie geskiedenis waar dit die Suidryk is, waar Hiskia koning is van die Suidryk. As ons so eentjie teruglees, dan lees ons Hiskia se vader was Agas, en ons het nou in die vers 33 geleer, die seun van Hiskia was Manasse. Nou ons weet, Manasse, of die Bybel sê, die goddelose Manasse. Dis baie interessant. Sy vader het hom gegrawe in afgoderry. Agas het nie gedoen wat die Here behaag het nie. Agas het absoluut gerebelleer teen die Here. Dit is nou baie interessant, terwyl Hiskia se moeder Abia was, sy was die dogter van die priester Sagaria. Dit is baie interessant om op te let. En jy kan dit self bietjie gaan lees in die boek Konings of in die Kronieke van die Konings. Dat telke male as die koning, en ons lees dit veral in die Suidryk, Juda, as die koning se moeder die dogter van 'n profeet of 'n priester was, dan lees ons, en daardie koning het in die weë van die Here gewandel. Moeders en vaders, praat vanoggend met julle, oupas, oumas, wat in die weë van die Here wandel, kan 'n geweldige groot invloed hê op julle kinders en op julle kleinkinders. En ek dink veral speel gebed 'n baie, baie belangrike rol. Ons kan 'n lewe voer van soos wat die Here wil hê ons moet leef, maar as ons nie bid nie, gaan daai ding nie deurdruk na hulle toe nie. Onder al die konings van Juda, sê die Bybel, was daar nie een soos hy gewees voor hom, en na hom was daar nie 'n koning soos hy gewees nie. Ons lees dat hy die Here met sy hele hart gedien het, en dat dit alles wat sy vader verkeerd gedoen het, het Hiskia gehervorm. Hiskia het absoluut die teenoorgestelde van sy pa gedoen. Hy het die Here aangehang, sê die Bybel, sonder om enigsins af te wyk van die Here se weg. En ons lees daar, dit was baie interessant, hy het selfs die hoogtes afgeskaf. Nou ons lees reeds van die hoogtes in die boek Rigters. Dit is waar Israel altare gebou het en dit die offer aan vreemde gode laat opgaan. Hiskia het selfs van daardie dinge het hy ontslaag geraak, hy het hulle opgebreek, hy het hulle laat afkap. Hy het volkome gewandel in die weë van die Here. Toe die koning van Assirië hom bedreig, na wie toe het Hiskia gegaan? Ons lees daar, Hiskia het hom in sak en as beklee, hy het as oor sy hoof gestrooi, het sy klere geskeur, en hy het na die tempel toe gegaan. En die Here het hom geantwoord, en die Here het vir Hiskia
daar vryheid gegee. Ons lees in vers 24 dat Hiskia baie siek geword het, dat hy berou gehad het en dat hy hom tot die Here gewend en gebid het. En toe gebeur daar 'n wonder met hom. Die profeet Jesaja het vir hom gesê in 2 Konings 20 dat hy homself moet gereed maak, want die Here het sekerlik besluit dat hy sou sterf, as gevolg van sy hoogmoed in sy lewe. Dan lees ons daar dat Hiskia hom daarvan bekeer het, en toe, terwyl Jesaja uitgaan, het die Here, die Gees met hom gepraat en vir hom gesê, gaan terug na Hiskia toe, en sê, ek het jou hart raak gesien, daarom voeg ek nog 15 jaar by jou lewe. Hierdie, dat hy siek geword het, en by die dood omgedraai het, was 'n toets wat die Here op sy pad gebring het. En ons sien later, wat het met hierdie toets gebeur in sy lewe. Toe gebeur daar iets in Hiskia se lewe, en ons lees daarvan in 2 Kronieke 32 vers 25. Hiskia het nie egter dankbaarheid betoon vir die weldaad nie. Hy was ingenome met homself, en dit het God se oordeel oor hom, en oor Jerusalem, en oor die volk Juda gebring. Kom ons kyk, wat het gebeur. Toe die gesandte uit Babel kom, want hulle het ook gehoor van hierdie wonderwerk, wat met Hiskia gebeur het, hoe God hom genees het, terwyl hy eintlik op sterwe gelê het, en wat die profeet vir hom gesê het, jy gaan 'n gewisse dood tegemoet. Wat doen Hiskia toe? Hy wys die gesandte al sy rykdom en al sy pragt. In plaas daarvan, om hulle te vertel van die groot wonder wat die Here aan hom bewys het, wys hy hulle sy aardse dinge. En dis tog wat die gesandte van Babel gehoor het. Hulle het gehoor van hierdie groot wonderwerk, en hulle wou kom ondersoek instel oor hierdie wonderwerk, en Hiskia wys vir hulle sy rykdom. Maak ek en jy dalk nie ook so nie? In plaas daarvan om vir die Here met dit wat met ons gebeur het, al die eer te gee, wys ons andere dalk iets van onsself, of ons vertel dalk ander dinge, behalwe om die roem en die eer vir die Here te gee. Hy is skaars genees, het meegemaak hoe God aan hom genade bewys het, en die Here het nog boonop 15 jaar by Hiskia se lewe gevoeg. Vers 31 sê, maar toe die regeerders van Babel woordvoerders na hom gestuur het om navraag te doen oor die wonder wat in sy land gebeur het, het God hom verlaat. Dan lees ons daar verder, God het hom verlaat om vir Hiskia op die proef te stel. Want die Here wou hê dat Hiskia sy eie hart moes sien. Ons lees al hierdie mooie dinge van Hiskia. Hy was 'n vrome man, hy was 'n godsman, hy het God gedien. Hy het al die hoogtes en goed het hy afgeskaf. Hy het gedoen alles wat die Here van hom wou gehad het. Hy het nog meer gedoen as die regverdige konings wat voor en na hom geleef het, het hy nog meer gedoen, maar tog lees ons hierso dat die Here het Hiskia verlaat om sy hart te toets. Die Here het eintlik vir Hiskia sy eie hart laat sien. Doen die Here dit nie baie keer met ons as gelowiges nie? Soms gaan dit met my en jou in ons geestelike lewe, dalk in ons materiële lewe gaan dit goed, dit gaan voortvarend. Ons ervaar geestelike joy, soos die Engelse woord sê. Alles verloop seepglad, alles is net mooi reg. Dan kom daar 'n dag in ons lewens, wanneer daar struikelblokke of beproewinge in ons pad geplaas word.
dan kom dit wat baie keer in my en jou is, kom na buite. Die ou mense het mos gesê, waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Terwyl ons in daardie situasie is, binne daardie omstandighede, word ons soms kwaad, opstandig. Wie is die een van ons wat kan sê, ons het nog nie kwaad geword, of ons het nog nie opstandig geraak oor dit wat die Here op ons pad gebring het nie. Dan uiteindelik is ons moeg gespartel. Is ons niks meer in onsself nie, of het ons niks meer oor in onsself nie. Dan kom wys die Here my hart vir my. Dan kom wys die Here eintlik hoe hy sy hart sien. Hiskia was hier die wonderlike koning gewees, wat God genees het. Maar tog het die Here van hom weggegaan, om vir Hiskia te wys, daar sit hoogmoed, baie diep in jou hart gewortel. En jy het nodig om daardie ding raak te sien in jou lewe. En net die Here kan deur omstandighede of beproewinge, daardie dinge wat so diep in ons harte gewortel is, kan hy dit vir ons kom wys. En net hy alleen kan dit vir ons kom uithaal. Net daar waar God kan insien. Net God alleen kan waarlik sien, hoe lyk my en hoe lyk jou harte vir hom. Want God se Gees woon in sy kinders. Ons leer dit in die woord. Dalk is die Here vanoggend besig met jou. Dalk is 'n kwaad verander. Dalk is 'n kwaad vir die Here oor dinge wat hy in my lewe toegelaat het. Ek kan getuig daarvan. Ek was ook al kwaad vir die Here gewees. En eintlik wat die Here mee besig is in sy kinders se lewe is om my en jou hart oop te maak. Om te sien hoe lyk my hart aan die binnekant. Om te sien hoe hy na my kyk. Hoekom? Sodat God se lig daarin kan skyn. Dit is my die wonder daarvan. God wys nie net nie. God gee die antwoord ook. Hy is self die antwoord. God sê self ook, dat dit wat in jou lewe is, wat daar diep binne in jou lewe gewortel is, bring dit na my toe. Sê die ou Halleluja lied nie, my al is op die altaar. Paulus skryf in een van sy briewe, soos die vuur die goud suiwer, so suiwer hy ons lewens ook. Christus het volkome vir ons gesterf. Dis waar. Na hierdie besoek van die gesandte uit die noorde stuur die Here dan die profeet Jesaja terug na Hiskia. En hy vra vir hom, wie was by jou gewees? Wie het by jou kom besoek aflê? Die Here het dit nie geweet nie. Die Here het geweet. Die Here was bewus wat daar gebeur het, want ons lees, die Here het hom verlaat, sodat hy Hiskia se hart kon oopmaak. Jesaja vra hom, wat het hierdie mense by jou kom maak? Die Here weet, hoekom hulle gekom het, hy het hulle tog immers gestuur. Dan vertel Hiskia die profeet, dat hy hulle sy rykdom en sy eer in die koninkryk gewys het. Ten spyte van dit alles wat die Here vir Hiskia gedoen het. Ek glo hy het God reeds sedert sy jeug gedien, want ons lees daar, sy moeder Abia was die dogter van die priester Sagaria. En ons lees in hierdie gedeelte dat die Here hom sy lewe gespaar het. Die Here het vir hom nog jare bygevoeg en die Here het vir hom gesê hoeveel jare hy nog by sy lewe gaan voeg.
draai hierdie besoek net om? Of gebeur dat hierdie besoek Hizkia se lewe anders draai? Of dat in hierdie besoek word Hizkia se hart geopenbaar? En dan hierdie teleurstellende gedeelte in 2 Konings 20 vers 19. Hizkia het vir Jesaja gesê: die woord van die Here wat jy aan my oorgedra het, is goed. Hizkia het bygevoeg: as daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. Hierdie moeilike gebeurtenis in Hizkia se lewe, dit slaag hy. Hy bekeer hom in sak en as, en God verhoor hom, dis die siekte wat oor hom gekom het. Maar hierdie klein dingetjie word eintlik 'n struikelblok in Hizkia se lewe, hierdie gesante wat van die noorde kom. Dis so hartseer. Want in die moeilike dinge waarin hy vir ons, vir my en vir jou beproef, die slaag ons. Maar daar die klein dingetjies, dan struikel ons en val ons. Hizkia was tevrede met homself gewees, want hy het God se seën ontvang. Maar hierdie klein ding wat eintlik iets groots in Hizkia se hart was, wat na vore gebring het, dit los hy. Nêrens staan daar dat Hizkia hom rakende die gebeurtenis bekeer het nie. Juis wanneer dit goed gaan, dan kom daar die klein dingetjies in my en jou lewe. En ons los dit gewoonlik, want dit gaan ons eintlik goed. Of ons sê baie keer, dis net 'n klein dingetjie. En baie keer word daar die klein dingetjie, as ons hom los, word hy al hoe groter, totdat dit vir ons laat struikel. Laas Sondag het ons die Halleluja lied gesing, 3 en 4. Meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart, meer moed in beproewing, oor sonde meer smart. Juist daardie klein dingetjies, daardie beproewinge wat nie so erg is nie, kom wys die hoogmoed in ons harte. Ek dink eintlik hierdie lewe van Hizkia sluit vir my half stomp af. Paulus skryf vir een van sy gemeentes: hoe is dit dan dat julle in die gees begin het, en nou sluit julle lewens af deur terug te keer na die vlees, om in die vlees te lewe, om in die vlees te wandel. Nadat jy dit reeds gesmaak het wat dit is, om in die weë van God, om sy gees binne jou te ervaar, om te leef soos wat hy wil hê, nou wil julle eindig soos vleeslike mense. Ons lees in die lewe van Dawid, dat hy hom telke male bekeer het, 'n man na God se hart. Ek dink Dawid is my een van die absolute mooiste voorbeelde in die Ou Testament, as dit dalk ook nie die Nuwe Testament, wat hy nou nie daar is, maar as voorbeeld sou gebruik. Terwyl Hizkia sê, as die onheil waaroor God besluit het, maar net nie in my tyd gebeur nie. Hoor die selfsug, die vergenoegdheid in Hizkia se hart. Hoe reageer ek en jy, wanneer die Here my hart vir my wys? Hoe reageer ek en jy, wanneer die Here vir ons harte daar binne wys? Want ek dink meeste se reaksie is ons is onmiddellik op ons agterbene. Reageer ek en jy soos Hizkia gereageer het, die einde van sy lewe, stomp? Of reageer ek en jy soos Dawid geleef het, tot in die dag van sy dood, het Dawid nie afgewyk van die weë van die Here nie? Hoe reageer ek en jy
as God jou hart vir jou kom openbaar. Na Sondag, glo ek, het die Here met baie mense gepraat. Die Here met my ook gepraat oor hierdie ding. Die vraag gaan wees, gaan ek en jy hom toelaat om my hart, jou hart in die lig te bring? Selfs dit wat ek en jy gedink het, nie in ons harte is nie. Ek dink dis baie keer daai klein dingetjie, dit wat ek gedink het, nie in my hart leef nie, maar tog daar leef, as die Here die regte toets, of die regte beproewing, of die regte struikelblok in jou pad bring. O Gees van God, kom openbaar dit aan my, en hulle wat vanoggend hierna luister, ons wat die kinders is. Kom ons raak gewillig om op die altaar te wees. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, lewende offers vir hom, aanneemlike offers. Laat my en jou lewe 'n lieflike geur vir hom sal wees. Sodat ek en jy bruikbare instrumente in sy hande kan word. 'n Bruikbare instrument wat nie soos Hizkia sy eer gesoek het nie. 'n Bruikbare instrument wat die eer, die eerlikheid, alles aan die Here gee. Sodat dit mag sigbaar word in ons lewens, tot eer die verheerliking van God se groot en heilige naam. Dis waaroor dit alles gaan. Die lewe gaan nie oor my en jou nie. Die lewe gaan oor God, die gewer van alle dinge. Mag die Here sy wonderbare lig in ons harte inskyn, en dat dit wat dalk daar in 'n diep donker hoekie nog sit, dalk waarvan jy nie bewus is nie, mag die Here dit uitwys, vir jou kom, dan mag jy hom toelaat om dit vir hom te kom uithaal, sodat mense nie hoef te vra nie, sodat mense kan sien, jy is 'n man, of jy is 'n vrou van God, sodat mense kan beleef, dat jy is altyd in God se teenwoordigheid, dat jou, waar jy is, God se teenwoordigheid, na buite uiting toe mag vind. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir hierdie kosbare woord. Dat U vanoggend, glo ek, in elkeen van ons harte ingekyk het. En mag U vir ons daardie genade gee, Here, dalk is dit vanoggend nie die regte tyd nie, want U weet wanneer die regte tyd is, maar hierdie woord wat van die kansel gekom het, mag hierdie woord gesaai word in mense se harte, lewend gemaak word deur die Gees, Here, dat ek myself, my eie hart voor U sal stel, dat U dit daagliks sal ondersoek, Here, soos die ou lied sê, meer en meer soos Jesus, dat my lewe meer en meer soos Jesus mag wees, sodat U deur my lewe verheerlik mag word, in Jesus naam, amen.